wou sê, julle is waardig. Die Here het julle lief met 'n ewige liefde. Kom deel saam met my eerste enkele gedagtes wat ek met julle lees in Genesis 1 vers 27. Julle kan dit op die bord deel. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Nou vanmôre wil ek die manne net so 'n bietjie een kant toe skuif en ek wil vanmôre vir die vrouens sê, dis ons dag wat die publiek vir ons gegee het. En ons kan dit bietjie uittrek en uitbuit vir vandag. Ek het iets gesien wat George MacDonald geskryf het en dit is so waar. God se vingers kan niks aanraak sonder dat iets mooi word nie. En dit is so waar om te dink, die Here het elke vrou wat vanmôre in hierdie godsgebou sit, hy het sy vinger so op elkeen van u gelê. En daarom kan ek vanmôre sê, julle is mooi vroue. Ons is God se meesterstuk, ons is sy oogappel. Om jouself deur God se oog te kan sien, sal jy besef hoe mooi jy eintlik is. Van God kyk met sagte oë na 'n vrou en sagtheid van liefde in ons harte. Vroue, julle is kosbaar in God se oë. Om jou daaraan te herinner dat God jou liefhet en jou wil gebruik. Sonder vroue sou hierdie ou wêreld eentonig gewees het. En ons kan maar vanmôre sê, amen daarop. Manne, julle kan ook sê, amen. Want was dit nie vir ons vrouens nie, was daar nie 'n nageslag ook nie. Hoor net hier, reg aan die begin, toe God alles geskaap het, het hy die vrou in die tuin gesit om vir haar man en haar te wees. Jesus het ook deur 'n vrou, Jesus was ook deur 'n vrou in die wêreld gebring. En ek dink omdat dit so is, het die Here regtig 'n sagte plekkie vir ons wat vrouens is en ons gebede. Oral in die Bybel, deur verhale van vroue wat God hulle liefgehad het. Daar is Bybelverse oor vroue soos Maria, Deborah, Hanna, Esther, Rut, Rahab, so kan ek 'n hele klomp opnoem vanmôre. Hierdie vroue het vertrou in God gehad. Ek kan vanmôre vra, vrou van God, het jy werklik vertroue in God? Of het jy eers vertroue wanneer die uitkomste gekom het en sê, maar ek het God vertrou? Of kan jy van die begin af sê, ek vertrou die Here, hoe onmoontlik die saak ook al mag wees? Hulle is ons voorbeeld, dat die vrou enige iets kan doen. Net wanneer God jou roep, jou bekragtig en sy wil uitvoer. Vandag vier ons Vrouedag. Vroue, om jou daaraan te herinner, dat vroue God gebruik. Dat God vroue gebruik, is andersom. En sy wil uit te voer. Het hy 'n spesiale plan in elke een van ons lewe. En sy hulle is nog so klein is of oud is, dit maak nie saak nie. God het 'n plan vir elke een. Die gesindheid van ons harte moet wees, soos wat ons nou kan lees in Efesiërs 4 vers 2. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra. 'n Mooi vrou in God se oë dra hartsgesindheid soos 'n kroon, met waardigheid, hoop, trots, blydskap en dankbaarheid. Dan wil ek 1 Tessalonisense 2 vers 19 ook vir julle lees. Want wie anders as julle is ons hoop, of blydskap, of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Die vrou van God se kroon dra versprei sy aangename geur oral waar sy gaan. In 2
Timoteus 2 vers 14, maar God sy dank met ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons versprei. Deur ons versprei die kennis, Christus oral soos 'n aangename geur. Deur die genade en liefde van God kan ons gawes en talente ontdek, deur diensbaar te wees, soetgeure te versprei, soos talle vroue waarvan ons gelees het in die woord. Om soos Elisabeth Maria ook aan God te leef, sy werke beleef en aan jonger vroue leiding te kan gee. Ons leer tog baie by ons ou dames, al voel ons baie keer hoor hulle is 'n bonofverstrasie, maar iewers langs die pad het hulle vir ons 'n riglyn nagelaat. Om soos Maria van Betanië die beste deel te kies, om aan Jesus se voete sit en ook om te leer, soos Martha Martog geestelik met Jesus gesels het, om soos 'n vrou wat Jesus se voete gesalf het, en uit liefde iets moois en iets goeds vir hom te doen. 'n Glimlag is in God se oor die sagtheid wat ons ontvang. Weet julle, 'n mooi vrou is 'n sinoniem van skoonheid, maar egter dat skoonheid bestaan, nie wat ons as mens uiterlik het nie, maar wat in ons harte aangaan. Skoonheid moet van 'n innerlike wees. Dit moet blywend wees, beskeidenheid en kalm van gees. Dit bly God groot waarde. In 1 Petrus 3 vers 4, maar die verborgde mens van die hart en die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stil gees, wat baie kosbaar is voor God. Die skrif wat op my klem wil oplê, en dis 'n bekende skrif, en ek gaan nou nie daai hele skrif lees nie, is Spreuke 31. Julle kan dit self gaan lees, om julle weer bietjie te kan herinner daaraan. Word die vrou nie as knap diensbaar, sorgend wys en bewonderwaardig beskryf nie. Uiterlike skoonheid hou nie 'n mooi voorkoms in nie. As jy dien, verdien jy om geprys te word. Mooiste vrou van God, vrede en krag lê diep binne in jou. Hoe jou hart voel, nie hoe jy lyk nie, wat jou mooi maak nie. Ek sluit af met die him. Manne, kyk julle vroue vanmôre in die oë, en dan kan julle net vanmôre sê, ons is mooi gemaak. Nie omdat ons het sê nie, maar wat God het vir ons gegee. Onthou maar, die saak hoe swaar jou las is, jy is uniek, jy is spesiaal, jy is kosbaar, en bly godsvreesend. Mag die Here hierdie kort gedagte aan elkeen van julle seën. Mag julle 'n dag geniet saam met familie, kinders, dit maak nie saak wie nie, maar dis ons dag, kom ons geniet dit. Papa, jy kan maar vandag vir mamma iets lekkers gee om te kan eet. Amen. Iets wat terwyl wat my vrou praat, dink ek daaraan, dat by die skepping het die Here gesien toe hy die man gemaak het, sê die woord, was nie goed vir die man om alleen te wees nie. En toe maak hy vir hom 'n hulp. En hy die vrou gemaak. En dis waar wat my vrou sommer by die vertrek gesê het, alles wat die Here maak, het hy mooi gemaak. Ons besef dat deur die jare word ons ouer, ons kry 'n plooi by, ons kry 'n paar kilogram by. Iemand het enige vrou het eendag gesê by 'n vrouegroep, toe sê, ek is bietjie groter as wat ek was toe ek getroud is. Sê, maar daar is soveel meer om vir die Here om voor lief te wees. En dit is van groot, baie groot belang. Ek gaan nie vanmôre vir jou preekie, maar ek wil vanmôre by dit stilstaan en ek besef dat deur die jare in die bedieningswêreld
het die klem altyd op die man geval. En grootliks op die man. En daar's nie fout nie. Dis in die Bybel ook so gewees, maar ons vergeet soms. En my vrou het 'n hele paar name hier genoem, toe voel ek, praat nou net die name, nog nie gaan sê wat ek nou wil sê nie. Want vanmôre toe ek wakker word, toe sê die Here vir my, gaan praat 'n bietjie oor vroue wat 'n impak gemaak het. En my vrou het 'n hele paar name genoem, en ek kan nie by al die name stil staan nie, maar ek gaan by 'n paar van hulle praat. Maar voor ek dit doen, wil ek vir julle 'n skrif lees en ek het net gevra om op die bord te sit, Galasiërs 3:26 tot 29. Hy sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. En lees gou hierdie, dit staan in jou Bybel ook. Daar is nie meer man en vrou nie. Julle is almal een in Christus Jesus. Amen. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. Volgens die belofte is ons erfgenaam. En ek wil net vinnig stilstaan vir ons sê, broers, weet jy dat daardie jare van ek is die baas, laat al verby. Die Bybel sê ek is die man in die huis. Ja, ek is bly. Maar ek wil vir jou sê, jy sou geen man gewees het as jy nie 'n vrou gehad het. Jy sou net, hulle sou jou nie 'n man genoem het nie, hulle sou jou wat noem hulle wat nooit getroud is nie. Wat is dit? 'n bachelor in Engels. 'n jonk man. Kom ons sê enkellopende. Jy sou 'n enkellopende genoem geword het. En weet jy wat is dit ook? En ek sê dit met groot liefde. Jy sou nie 'n nageslag gehad het nie. En dit het my vrou reeds gesê. Dankie daarvoor. Vandag het ek klein kinders, ek geniet hulle en hulle geniet my en ek weet ek maak hulle moeg baie keer en hulle maak my moeg. Die belangrikheid van dit alles is die Here het vir ons 'n erfdeel gegee. As gevolg van die vrou wat hy ons sy gesit het. As gevolg van die vrou wat die Here deur die jare geskaap het. In die swart kultuur het ek jongs in my lewe iets geleer. My pa het so 'n paar beeste gehad. En dan is die beeste nou by tyd kom en dis nou tyd om, daar word die koei word dragtig en dan word 'n kalf gebore, was hulle vraag altyd die vraag. Was dit manlik of was dit vroulik? Ek kan dit nie onthou hoe hulle dit uitgeskryf nie, maar hulle het 'n naam vir dit gehad. En as hulle sê manlik, dan sê hulle niet, ons gaan eet. As hulle sê vroulik, dan sê hulle blessed, you are blessed. As 'n dogter gebore word, dan sien hulle dit as 'n goddelike seën, want hulle weet, daar's 'n nageslag aan die kom. En ek wil net vir u sê, daar's vroue in die Bybel, wat enorme rolle vertolk. Ek gaan hulle name lees, gaan vinnig. En ek het net 'n bladsy, so bietjie meer as 'n bladsy vol. En ek sal dit vir jou stuur met liefde, want toe net stuur ek dit op die gemeentegroep opneem. Oor God, Sarah was een van die vroue. 'n groot rol was sy, is deel van God se verbondsbelofte en het Isak as kind vir 'n belofte gebaar. Was daar nie 'n Sarah nie, was daar nie 'n Isak nie. Was daar nie 'n Isak nie, was daar nie 'n Jakob nie, was daar nie 'n Jakob nie, was daar nie 'n Israel nie. Kortom, Miriam, sy was een van die groot, sy was 'n profetes, 'n leier saam met Moses en aan Aaron, en al wat ons lees is, Moses en Aaron. Miriam was die profetes in hulle geleedere, en hulle gelei na groot goed. Deborah was 'n profetes, wat in die rigters, luister mooi, jy kan het gaan lees in Rigters 4 en 5, sy was 'n profetes en 'n rigter, sy was geag in die kategorieë van 'n Gideon, van 'n Samson, sy het Israel gelei, 'n volk, 'n vrou, wat Israel gelei het. Hanna het gewys wat 'n toewyding gebed kan veroorsaak. Een van die grootste profete in die Bybel, Samuel, was deur haar gebaar. Abigail, sy het met wysigheid en nederigheid konflik voorkom en Dawid van bekeerde besluite weerhou. Die magtige
koning Dawid het 'n Abigail gehad. En Abigail het hom van groot smarte bewaar. Nou wie vir ek wil vir iets sê, ek het ook 'n Abigail, want as ek nie hierdie Abigail gehad het nie, was ek al in die tronk gewees in my vroeë dae. Baie keer my bewaar, baie keer 'n stokkie in die radwerk gesteek. Dan moet jy net mos jou vrou vir sê, nee, ek dink nie nou nie dat dan maak klaar ons so doen, ons laat seker slaap, nie moet jy verlief is nie. Dis reg. Want jy toch maar nie hier uit. As jy dit weet doen, dan sê jy, ja, dankie Abigail. Abigail was 'n vrou wat Dawid van groot smarte bewaar. Esther was 'n vrou wat sonder enige seremonie, sonder groot ophef, het sy haar hele volk beskerm. En in elke vrou wat hier sit, is daar 'n esterlike geaardheid, om te sê, ek beskerm, ek bewaar. Die moeder van Maria, van Jesus, Maria, as sy nooit daar was nie, was daar nie 'n Jesus nie. Sou die besluit mocht miskien, sou die Here miskien iemand anders gekies het, maar sy was die moeder van die Seun van God. Sy was die moeder van die groot verlosser, die grootste intercessor van alle tyd, is en was Maria gewees. Kom ons het nou baie in die Ou Testament, hoor gou wat het in die Nuwe Testament gebeur. Lydia was 'n Europese sakevrou. Sy was nie 'n Jood nie. Paulus haal aan Handelinge, sy was 'n Europese sakevrou, een van sy eerste bekeerlinge. Weet jy wat het sy gedoen? Sy het haar huis oopgemaak, sodat hulle die hele bediening van Jesus Christus daar kon verkondig het. Vrou wat, en jy kom het agter, en ek weet nie of jy die jare agtergekom het nie, vroue het die geneigtheid om makliker hulle huise oop te maak, as dit by die dienswerk van God kom, as die manne. Hoor gou, en hierdie is 'n waarheid, 'n vrou wat die Here aangegryp het, sal alles in haar lewe prys gee, om die volheid van die Here. My vrou is nie 'n vreeslike groot persoon as dit kom, sy kan lekker 1 tot 1 kuier, in 'n klein groepe kuier, en vroue alleen, in 'n geval soos vanmôre, kan nie agterkom, sy sal deel wat op haar hart is. Maar as daar een plek is wat ek vanmôre vir u kan sê, wat ek kan sê, my vrou is absoluut van die dag wat die Here in ons lewens gekom het en ons siele gered het, sal sy tot vandag toe nog preek vir die kinders, praat vir die kinders, haar hart is oop, haar huis is oop, almal wat inkom, moet by die Here uitkom, en dis die belangrikheid van vroue in die bediening. So moet nooit weer sê, daar's die plek, nou so rukkie terug was dit op Facebook 'n groot debat, is daar plek vir vroue in die bediening? En ek wil vir jou sê, ek het 'n paar manne geluister, en ek wil vir jou sê, ek dink hulle moes nie moes verswaai, want hulle was so dwaas soos in jou lewe nie gesien het nie. Vroue het plek in ons gelede. Jou vrou is goud werd, my vriend. Jou dogter is goud werd. Eendag as jy klein dogters het, is dit goud werd. Weet jy, ek wil vir jou iets vertel, ek het dit vertel nou op 'n geleentheid, maar ek wil vir u iets sê. Ek het in hierdie week een van die mees besonderse ervarings gehad oor versoening, en weet jy waardeur? Deur 'n foto van 'n klein baba dogtertjie wat ek vir my vrou gewys het. Wat iemand my geskakel het uit die bloute wat ek die ninkste verwag het. Fotootjie gedeel het van sy kleindogter, en in 'n oomblik het ons weer konnektasie gemaak. En sy was 'n dogtertjie, nie 'n seentjie nie. Die Here gebruik hulle, en die Here het hulle vir jou gegee, so deel, like daai enetjie wat daar langs jou sit. Hou haar vas vir die res van jou lewe. Vanmôre gaan ek dit sê, ek spot altyd met Karla, maar vanmôre gaan ek sê, Brein, jy moet mooi na haar kyk. En elke suster, elke vrou wat hier is, sê net vir haar, ek gaan my beste doen om na jou mooi te kyk. En die vroue wat nie mans, die wat sy man sy huis toe is, ek het 'n boodskap vir julle, weet jy wat sê die woord van die Here? Die Here jou maker is jou man. Die beste wat jy kan kry, die beste versorger van alle tyd. En vanmôre is hierdie gedagte wat ek in my veronbewustelik saam met u deel, vanmôre, van groot belang. Priscilla was 'n medewerker in die vroeë kerk, en het saam met Aquila ander in die geloof geonderrig. Hulle was onderwysers in die geloof. Met ander woorde, soos ons dit vandag sal praat, hulle was leraars in die woord van die Here. Ons weet wat het Paulus geskryf aan die Korintiërs.
Maar daar was 'n rede hoekom hy dit geskryf het. Daar was tannies wat moeilik was. Dis hoekom hy gesê het, dat hulle stil raak. Hy het nie gesê, luister nou, hy het nie gesê, daar's nie plek vir 'n vrou nie. Hy het nie gesê nie. En ek wil vanmôre vir u sê, dit is so, teen die woord kom jy agter dat die lyn, alles het na die man toe gegaan, grootliks die bediening, die fokus van God, sy hele infrastruktuur, sy protokol is, dis God die Vader, Jesus Christus, dis die man, dis die vrou, dis die kinders, God het 'n riglyn daar gestel, en dis belangrik wat dit is, om dit te kan behou. Maar ek wil vir u sê, moenie die vroue minag nie. Phoebe, sy was 'n dienaar van die gemeente en 'n helper van Paul, ook van Paulus. Sy het hom gehelp en hy haal haar aan. Jy kan dit gelees in Romeine 16. Jy kan hierdie goed gaan studeer, jy kan doen daarmee wat wil. En ek het toe nou vanmôre gesit te dink, en so 'n bietjie aan hierdie vroue, en ek het by 'n slotsom gekom. Weet jy dat in ons geleedere is daar hierdie name? In ons geleedere beweeg vroue. Ek het so 'n bietjie gaan vra op Google, vertel my bietjie van vroue wat 'n impak gemaak het in die Pinksterbeweging. Nie die kerk nie. In die Pinksterbeweging. En weet jy, as jy ooit gehoor van die Susa-straat herlewing in Goed-Amerika, is daar 'n hele paar vroue wat 'n enorme impak by die eerste Pinksterbewegings gehad het, en so dit deur die jare gegaan. Ek het nou nie gegaan tot waar ons vandag is nie. En ek het so by 1945 daar rond het ek gestop en goedere. En ek wil vir u sê, daar is name wat genoem word wat ons nie eers ken nie. Van vrouens wat 'n enorme impak in die bediening gemaak het. En ek wil vanmôre sê, ek dink dis hoekom Paulus ook geskryf het en gesê het, manne, julle moet aan julle vroue eer betoon. En dan het hy hierdie woorde gesê, hulle is die swakker geslag. Al lyk sy partykeer soos 'n rofstoer en 'n inbreker. As sy al vererg vir jou. Al neem sy besluite, wat moontlik jou en haar en almal miskien dalk op 'n oomblik kan benadeel. Don't fight her. Moenie met haar beklei nie, want jy het al meer as dit gedoen, hoor. Ek kan dit erken. En dan sê hy hierdie woorde. Sodat jou gebede nie verhinder sal word nie. Hoor gou mooi, en ek gaan dit prontuit in boere Afrikaans sê, die man wat sy vrou nie eer nie, sy gebed gaan skade ly. Jou gebed gaan voel, dit slaap hierdie plafon vas. Toe ek eendag met 'n jong man praat, nadat hy 3 weke getroud is, toe sê ek gaan skei. Ek sê, hoe gaan jy skei? Hy sê, die vrou staan in my pad en in my bedieningspad. 3 weke na hy getroud is. My woorde aan hom was daardie dag, jou bediening begin nie op 'n kansel nie. Jou bediening begin nie by jou gawes en jou roeping nie. Jou bediening begin by die vrou wat jy getrou het, die kinders wat in jou huis is. Dis waar 'n man se bediening begin. And if you can't look after them, you can't look after God's people. Punt. Amen. Punt. Ek is nie die maklikste man nie, my vrou sal dit beamoen. Sy kan maar vanmôre sê ja, dat almal as jy. Ek gee vir haar dat sy sê ja, amen. Maar ek wil jou een ding sê, ek sal my vrou en my kinders beskerm met my hele lewe. Niemand sal hulle loop, niemand sal op hulle trap nie, want God het hulle aan my toe vertrou. En die Here het geweet wat ek nodig het. Die Here het geweet die dag toe ek in Santa Barbara, Middelburg in die boonste vlak sit, en hier stap 'n blonde kop met krulhare, en so snaaks 'n mooi pakkie aangehad en alles, en ek kyk hierdie kinders so, dit is toch eers toe maak, soos ek sê, soos Keel sê, toe klop my hart, sulke hartjies, toe. Sy het my nie dadelik gelyk nie, ging hulle sê, hoekom nie? Ek het brille gedra, en ek kom vir haar 'n bos blomme, en sy kom in die huis, en maar sê, wat kan jy die blomme? Sy sê net, daar so 'n mannetjie daar in die bank met sy ronde brilletjies, hy het nie die blomme af my gegee. Nee, dat is so, ja.
Haar ma was 'n wyse vrou, want toe sy sê, dit gaan jou man word. Sy sê, nee, nooit nie. Die genade van die Here is ons bykans 40 jaar getroud. Kan ek jou iets vertel? Ek het nog nooit my vrou verkleineer voor mense nie. Daar was kere wat ek wou gesê, wag net so 'n bietjie, wag net so 'n bietjie. Daar was kere wat ek wel groot oog gemaak het, dan weet jy, noem hier stil. Al my derde gesê, daai kyk. Nooit. My vrou weet dit nooit om haar te benadeel nie. Altyd om haar te beskerm. Want God het haar vir my gegee. En hy het gesê, pas haar op. Een van die grootste voorbeelde, en ek wil vir die vroue dit sê, word Hannah, vrou van gebed. Die tweede keer, word dit Deborah. As God jou stuur om te lei, gaan lei met waardigheid, wat my vrou ook hier aangehaal het. Vrou lei met waarde. Ek gee nie om hoe oud of hoe jonk jy vanmôre in die godsgebou is nie. Vrou, die Here het jou gemaak om ook te kan lei waar dit nodig is. Glo vir my. As papas by die werk sit en mamma sit met daai bibaks wat rondspring en te kere gaan en almal se wiele op papa, is dit mamma wat die leiding vat en onderrig en ondervoed en hulle deurdra. Papa kom vanaand by die huis en dan sê, maar ek is moeg vir hierdie kinders. Ek is moeg vir dit, dan sal pa inspring. Maar die leiding, die smart wat hierdie dag gegaan het ma verdeer. Amen. Ek wil vir julle iets sê. Was dit nie vir 'n ma wat ek gehad het nie. En die lewenslesse wat sy my geleer het nie, was dit nie hier nie. Was dit nie vir sissies wat gebid het toe ek in die wêreld was nie, en 'n vrou wat voor God gebuig het en gesê ek sal nie opgee nie, het ek nie gestaan waar ek vandag staan nie. Hierdie kerk het my nie gemaak nie. Hoor gou mooi. God het aan die gebed van vroue geluister. Amen. En dit het my gemaak. Daar's daar die bekende ou liedjie, die ou bekende gesegde wat sê, agter elke suksesvolle man staan 'n suksesvolle vrou. En ek wil vanmôre sê, vroue, lei soos 'n Deborah. Moenie skaam wees as God jou stuur om te lei nie, lei. Staan op met waarheid en staan op vir die waarheid. Vroue, moenie toegee aan die sonde en ongeregtigheid. Een van die goed wat ek vra by die huweliksformulier is die volgende. Is sê, vroue, julle moet aan julle manne onderdanig wees soos aan die Here in alles wat goed en reg is. Ons toe ergens van my vertel 'n verhaal van 'n gemeente waar hy bedien het, en terwyl hy daar bedien, is daar 'n vrou wat inkom, dan hou hulle kerk Sondag en alles volgende Sondag kom sit sy in die kerk as haar oë toegeslaan. En so het dit gegaan vir etlike maande, vir etlike jare aan mekaar. Dan kom die vrou in die kerk, dan hulle die goddelikste deurbrake in diens, dan kom sy Sondag af by die huis, dan slat dat man dat sy nie daar oë kan sien. Dan pas weer ons van hulle later van sy skei die man. Jy het die reg om op te los. Sy sê, kan nie. Want die Here het hom aan my toevertrou. Sy het die reg gehad. En ek sê dit, 'n man wat 'n vrou slaan, kan ek dit sê, is 'n muis. Kan ek vir julle duidelike taal sê. Sy slappie. Daardie dag sê daai man, sy sê, pastoor, ek weet nie wat die Here gaan doen, maar gaan hy kry 'n beroep, hy skuif na 'n ander gemeente. Etlike jare later word hy genooi en hy bedien weer by daardie gemeente, toe hy staat kry en die vrou, toe dien sy nog steeds die Here. Toe sê sy, hy sê vir, hy suster, hoe gaan dit? Sy sê, baie goed. Hy sê, daai man van jou, sy sê, pastoor, jy gaan nie glo nie. So rukkie nadat jy weg was, het hy my nog baie gewikkel, my nog baie geslaan. Sy sê, maar een aand, toe slaat God hom plat. Sy sê, hy is hier vanmôre, sy gemaak. Sy sê, hy dien die Here al etlike jare saam. Deborah, luister mooi, Esther, moenie opgee nie. Lydia, vroue, wees gasvry, wees liefdevol, maak jou huis, maak jou alles oop,
Stel jouself ook vir die bediening van die Here, want jy weet nooit waartoe jy ten volle in staat nie. Priscilla was 'n absoluut iemand wat onderrig gegee het in disippelskap. Sy het 'n huis oopgemaak dat hulle mense oplei. Sarah, Rebecca, Leah, Rachel het geloof gehad in hulle gesinne. Ek wil vir u gou sê, 'n vrou wat nie geloof het in haar gesin nie, 'n vrou wat nie geloof het in haar kinders nie, sal jy agterkom, daar's iewers 'n tekort. Ek wil vir elke ma vanmôre sê, ek wil vir elke moeder, elke jong mens in die kerk sê, jong vrou, jong dogter, as jy kinders het, kry geloof in jou kinders, kry geloof in God, dat hy jou kinders bo die verwagting van hierdie samelewing gaan seën. Seën, vrou, seën jou kinders. Broer, seën daai vrou met wie jy getroud is, sodat sy geloof kan uiteindelik, wil dit kortom sê, as 'n man sy vrou nie kan seën nie, as 'n man nie in geloof kan staan nie, kan sy vrou nie in geloof beweeg nie. Eina, broers, ongelukkig is hierdie vanmôre nou 'n vroue een. Happy wife, happy life. Die erns is bykans klaar. Word soos 'n rit. En hier wil ek vir jou sê, baie paas sal die hassepad kies. Dan staan 'n ma, dan moet sy daai kindertjies toemaak in die winter. Dan moet sy truitjies aantrek. En 'n ma, het ek gesien, selfs in die natuur, sal haar lewe gee, as dit by haar kinders kom. Ongelukkig as gevolg van ons situasies, is daar ook moeders wat hulle kinders weggooi. Daar's gewoonlik redelike groot sielkundige afwykings as dit by dit kom. En dis hartseer, om dit so te beleef. Maar ek wil vanmôre sê, as jy vanmôre 'n moeder is van enige formaat, oor vanmôre, bly soos 'n rit getrou in die moeilike tye. Daar was 'n Maria Magdalena, wat sonder twyfel haar hele lewe aan Christus gewy het. Sy het die beste plek uitgekies by die voete van Jesus. Daar was 'n Phoebe, wat diensbaar was en altyd prakties hulp aangebied het. En ek wil vir u iets sê, ek het al baie keer my vrou gesê, dan sê sy vir my, soos gister stap ons daar by 'n plek in. Sy sê ook uit om, sy sê, jy het 'n lissie geskiet. Ek sê, nie nou nie. Sy sê, jy het 'n lissie agter op jou belt geskiet. Ek sê, nie nou nie. Toen loop ek al om die kar en maak my belt, ons maak ek eens my broek vast. Hy kom terug, sy sê, jy het tegen geskiet. Die daai tyd kom die verkoopsman met die kar se sleutels daar opgestap, sê ek verskoon gou man, ek net seker gemaak met broek was. Kom vertel ek dit vir jou. Dis wie hulle is. Dis hoe God hulle gemaak het. Amen. Hulle kyk na ons. Hulle help ons. Vrou bly diensbaar. Vrou bly hulle maar van hulp. Ouma, bly die klein kinders maar van hulp. Mama, moet nie skaam wees nie. Deel, dis hoekom die Here jou gemaak het. Daar was 'n Maria van Betania. Haar hele fokus was geestelik. Weet jy hoekom is dit vir vroue vandag makliker om geestelik te fokus? Want die Here het hulle gemaak om so te fokus. Weet jy hoekom kom jy agter dat vroue vandag al hoe meer vorentoe kom in die bedieningswêreld? Ek gaan dit promptheid sê. Mans het te slag geword. Hulle wil nie meer die verantwoordelikheid vat nie. Daar's manne wat nog opstaan en sê ek gaan. Eer vir hulle. Maar ek wil vandag vir die vroue sê, moenie jou bediening in die Here laat doodgaan nie. Staan op. Broer, maak vir jou vrou die ruimte. Ek deur die jare sê altyd vir my vrou, dis nie haar geaardheid nie. Dis nie wie sy is nie, maar ek sê vir haar van tyd tot tyd en sê as jy uitstap, sal sy vir jou sê, hy het van my gesê ek moet dit doen. En ek sal by dit hou. Toe ons in die bediening gekom het, het sy dit nooit gedoen nie, nou het sy ouer word, nou doen sy dit meer. Weet jy hoekom? Want ek het al baie lewenservaring gegee.
erken jou vrou. Broer, erken jou dogters in jou huis. Hoor mooi. Vrou, ek gee nie om wat jou agtergrond is nie. Ek gee nie om deur wat jy gekom het vanmôre nie. Die Here het jou geroep. Die Here het jou bepaal vir 'n rol. Moontlik 'n Deborah, moontlik 'n Esther, maar moontlik dalk net 'n dienares, moontlik net 'n Phoebe wat sê, ek sal die koppies was, ek sal dit doen, ek sal daai doen. En das oral oor het God 'n bepaling in sy woord gemaak vir vroue. En ek het vanmôre wil ek vir elke vrou in hierdie gebou sê, ons eer nie vanmôre vroue bo God nie. God is hoër as die vrou. God is hoër as die man. God is hoër as ons almal wat in hierdie kerk sit vanmôre. Weet jy broer, ons het die gesegde wat sê, jy moet 'n vrou net lief hê, jy moet haar nie verstaan nie. Het jy daai goed al gehoor in die lewe? Ek gaan jou vanmôre sê dis verkeerd hoor. Die Bybel sê, manne julle moet verstandig met julle vroue saamleef. Suster klap hom nou daai een weer ons. Sien jy verstaan my nie altyd nie. Kom wees nou eerlik, moenie skaam wees. Is net hulle wat nou nog nie wat enkel lopend is nou wat nou nie mag staan nie. Jy kan dalk die verkeerde wil jy moet nou oppas. As jy nou daar verstaan word deur ander Marie, ag jy toe net dat jy groot moeilikheid. Nou weet jy dis net jou sussie wat op jou pik. Die waarheid is vanmôre. Vroue word diensbaar vir God. Sit julle hand aan die ploeg. Daar's 'n rol om te vertolk vir die vroue, ook in hierdie gemeente. Daar's 'n rol om te vertolk vir die vroue in die wêreld daar buite. Weet jy, ek wil vandag sê, Suid-Afrika is een van die lande met die meeste enkellopende vroue wat deur egskeidings kom deur die jare. Weet jy hoeveel skole stap jy in? En as jy instap, dan hoor jy hoeveel enkellopende mamas sit daarso. Ongelukkig is daar plekke waar jy ook enkellopende papas kry met kinders, waar mamma as gevolg van omstandighede net weggeraak het en weggeloop het. Ek wil vir u sê, as daar nog nooit 'n tyd was waar die balans moet terugkom na reg nie, is dit nou. So vanmôre is nou nie hierdie lekker springdans en oppreek nie. Dis net 'n kort lering om vir jou te sê, kom ons vat hierdie, my pa altyd as hy my ma wil kwaad maak, het hierdie woorde gesê, dan sê hy van, jy's 'n gedierde wat spore trap soos 'n mens. Luister, my ma was nie een wat maklik kwaad geword het nie, maar dan blink daai blou-grys oë so so. Dan my pa het altyd gedoen net om haar siel uit te trek. Was dit nie vir daai wese nie, was ons gewees het. En God het hulle bepaal vir ons. Susters, hierdie is jou dag vandag. Ek het die voorreg, ek gaan nie kos maak vandag nie. Gelukkig nie, my vrou, ons is genooi vir 'n ete by my vrou se sussie. So weer eens 'n vrou wat sorg. Net so 'n ligte lyk vir my. Wat wil ek wil net vanmôre iets laat by die kerk. Kom ons waardeer hulle. Kom ons waardeer hulle. Boefrikkie, die suster lyk nie meer soos sy gelyk het soos die dag op die huweliksfoto's nie. Ons nie waar. Maar jy ook nie? Jy ook nie? Goeie vriende van ons sit vanmôre hier so Benny en Annemarie. Hulle dogter Andrea. Saam daar verenigde gemeente in sy stap. Die dag gaan by die skool in, by die huis in. En daar's troufoto's van ons daar op die rakke. Nou, jy wil nie my troufoto's sien die dag toe ek getrou het nie, ek was meer as die helfte kleiner as wat ek vandag is. Swaar, jy moet nie geval het. En Andrea kyk haar foto's so en sy sê, Tannie, wie is die? Sy sê, dis my man. Sy draai op, sy kyk my so. Sy sê, oom, jy lyk baie beter vandag as die dag toe jy getrou is. Wie is die oorsaak daarvan? Wie is die oorsaak daarvan? Vannou wat agter haar man kyk. Dames, is julle dag vandag. Hierdie is nie 'n moedersdag nie, hierdie is 'n vrouedag. Spesiaal van al die vroue. En my vrou het gereël vir 'n paar dames om te help. Hier is so 'n blikkie van waardering
wat hulle nou vir u gaan uitgee. Nie vir die manne nie. Ons het op skool 'n ding gehad. Mag dit nie doen soos op skool nie, ons het 'n ding gehad wat gesê, niks ops. Suster, wat jy hier kry, share jy nie. Dis joune. Joune en joune alleen. En as jy hom so help, as jy vir hom is omdat ek jou altyd moet help. En as jy nie 'n man het nie, dan kyk jy vir die hond en sê, dis omdat ek 'n vrou is. En ek altyd moet werk. En help jy hom. Dan geniet jy hom. Dis net 'n blikkie van waardering. Ek vra die vrou wat gevra is om te help, om hierdie blikkie van waardering uit te deel, vir my net na vore gaan kom. Maar voordat hulle dit uitdeel, gaan ek vra, kom ons staan gou, net almal saam.